Goeienaand en baie welkom by vanaand se bidtuur uitsending. Voordat ons begin, kom ons sluit net die oë. Ons dierbare Hemelse Vader, dankie vir nog 'n geleentheid wat ons kan hê om tot U troon te nader, om tydjie te spandeer saam met U, saam met ons broers en susters, oor belangrike aspekte wat vir ons in ons lewens raak, wat ons lewens raak, dinge wat ons altyd baie keer oor twyfel, en help ons om ook met 'n oop gemoed by stem te luister. Amen. En vanaand gesels ek oor gebedsverhoring. Baie relevante onderwerp, want ons twyfel maar baie keer word ons gebede gehoor en verhoor. Nou kom ons lees uit 1 Johannes 6 vers 14 tot 15. En dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En as ons weet dat hy ons verhoor, wat ons ook al vra, dan weet ons dat ons die bedes verkry dat ons die bedes verkry het wat ons van hom gevra het. Nou, gebed is die asem van die geestelike lewe. Soos ons nie sonder asem kan leef nie, kan ons ook nie sonder gebed 'n lewende verhouding met God hê nie. Gebed is nie bloot 'n lys van versoeke nie. Dit is 'n ontmoeting met ons Hemelse Vader. Ons het die afgelope Sabbat 'n baie suksesvolle uitreiking gehad hier by Magali se gemeente. Ons het heelwat besoekers gehad, mense wat soekend is na die waarheid. Elke dag word daar vir hulle gebid, vir individue wat elkeen sy eie gebedsversoeke het. Elke dag bid ons vir die lesings en studies wat uitgestuur word. Ons glo dat God ons gebed hoor en verhoor. Nou, wanneer ons nie dadelik 'n antwoord kry nie, moet ons nie moedeloos word nie. Ons moet nie opgee nie. God weet wat ons behoefte is, maar hy wil hê, ons moet dit voor sy troon lê, elke dag. Nou, as 7de dag Adventiste glo ons dat Jesus Christus vandag in die hemelse heiligdom is, om as hoëpriester en middelaar op te tree vir ons. Daarom kan ons met vertroue na God gaan, omdat Jesus vir ons intree. In Hebreërs 4 vers 16 lees ons, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van die genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan ontvang en genade vind, om op die regte tyd gehelp te kan word. Ons hoef nie bang te wees om na God te kom nie. Jesus het die weg oopgemaak deur sy kruisdood en opstanding. Elke opregte gebed wat in geloof gebid word, bereik die troon van God. Maar die Bybel leer ook dat God gebede verhoor volgens sy wil. Soms antwoord hy onmiddellik. Soms vra hy ons om geduldig te wees. Soms sê hy nee, omdat hy iets beter vir ons voorberei het. God se wysheid is groter as ons begrip. Dink aan Daniël, toe hy gebid het, het God sy gebed van die eerste dag af gehoor, al het die antwoord eers later gekom. Dit herinner ons dat God altyd werk, selfs wanneer ons dit nie kan sien nie. Nou, gebedsverhoring is ook gekoppel aan 'n lewe van geloof en gehoorsaamheid. Jesus sê in Johannes 15 vers 7, as julle in my bly, en my woorde in julle bly, vra net wat julle wil hê, en julle sal dit verkry. Wanneer ons in Christus bly, verander hy ons harte. Dan begin ons bid vir dit wat God verheerlik en wat volgens sy wil is. Ellen White skryf in Steps to Christ dat gebed die opening van die hart tot God is, soos tot 'n vriend. Gebed verander nie God se liefde vir ons nie, maar dit verander ons en bring ons nader aan hom. Miskien wag jy vandag op 'n antwoord. Jy bid vir genesing, vir jou kinders, vir werk, vir geestelike groei, of vir die wederkoms van Jesus. Moenie moed verloor nie. God vergeet nooit een van sy kinders nie. Hy antwoord altyd op die regte tyd en op die beste manier. Wat ons daarom onthou, God hoor elke opregte gebed. Jesus Christus is ons hoëpriester en middelaar. God antwoord volgens sy volmaakte wil. Geduld is deel van geloof. Die grootste gebedsverhoring is nie net wat God vir ons gee nie, maar dat hy homself aan ons gee
en ons voorberei vir sy ewige koninkryk. Mag ons elke dag met geloof bid, met geduld wag en met vreugde uitsien na die dag wanneer geloof in aanskou verander en ons verlosser van aangesig tot aangesig sal sien. Kom ons sluit net die oë. Liefdevolle Hemelse Vader, dankie dat ons deur Jesus Christus met vrymoedigheid na U kan kom. Dankie dat hy ons hoëpriester is en vir ons intree. Leer ons om volgens U wil te bid, om geduldig op U antwoorde te wag en om U selfs in moeilike tye te vertrou. Berei ons harte voor vir die spoedige wederkoms van Jesus en help ons om getrou te bly totdat hy kom. Ons vra dit alles in die kosbare naam van Jesus. Amen. Mag julle elk geseënde aand verder hê.